Goeiedag, ek is Shadeen Tai, my studentennommer 222-16934. SF2 aanbieding. Ek is mevrou Shadeen Tai, departementshoof by Laerskool Kanto. Ek is ook die HOD vir die grondslagfase. Die doel van hierdie aanbieding is om my mede-kollegas te verduidelik die verskil tussen fonemies bewustheid, fonologische bewustheid en wat klanke is. En ook meer uit te brei na wat die voorkomingsinterventieraamwerk is. Dan gaan ons ook kyk na 'n paar hulpbronne wat gebruik kan word gedurende hierdie PowerPoint en ook hoe om jong leerders se fonomiese bewustheid, fonologische bewustheid en ook klanke te kan bevorder. Kom ons kyk na wat fonemiese bewustheid is. Fonemiese bewustheid bestaan basies uit klanke. Dit is woorde wat uit klanke uit opgebou is. Hier is 5 koolpunte. Dit is die erkenning van individuele klanke. Dit is ook die manier waarop klanke woorde vorm en die manier waarop woorde sinne vorm. As ons moet kyk na wat fonemiese bewustheid behels, dan is dit ook die belangrikheid van die ontwikkeling van leesvaardighede. Fonologische bewustheid is 'n spesiale soort klankbewustheid. Hy is baie spesiaal en dit identifiseer ook dele van die gesproke taal, as ook manipuleer die dele van die gesproke taal. Dit help ook met die bewustheid en die kennis van die taalstruktuur. As ook klankbewustheid, dit kan ook as klankbewustheid genoem word. En dan kyk ons na klanke. Dit is die stelsel wat leerders gebruik om te leer lees, ook om te klank. Wat is die probleem? Die probleem is dat leerders swak fonemiese bewustheid het, as ook moeilik woorde dekodeer en ook dit moeilik vind om woorde te verstaan. Daar is ook 'n baie swak leesvermoë tussen leerders en as dit kom by fonemiese bewustheid, klanke en fonologische bewustheid. Dit gaan ook oor die feit dat die leesvlotheid en die begrip beïnvloed word, as ook daar is tekort aan die sistematiese ondersteuning. Kom ons kyk na die voorkomingsinterventieraamwerk. Voorkoming-interventieraamwerk gaan ek opbreek. Voorkoming gaan meer oor die voorsorgmaatreëls wat getref moet word, watter aksies geneem moet word om die leerder te help, en ook hoe om die probleem te vermy. As ons kyk na intervensie, intervensie gaan oor die plan wat gemaak moet word. Wat moet gedoen word om die jong leerder te help? En ook om die herhaalde probleem wat aanhoudend verskyn te vermy. As ons kyk na die raamwerk, daar is daar 4 dinge wat saamgetrek moet word. En dit is die struktuur, die prosedure, die skema, as ook die sisteem. En daai 4 goed van die raamwerk kan gebruik word as verskillende riglyne. Kom ons kyk na die onderrigfase. Dit gaan oor die leer van woorde met 2 klanke, die leer van woorde met illustrasies, as ook die leer van woorde met begrip, om begrip te hê oor verskillende woorde. Dit help ook die leerder leer lees. As ons kyk na watter vaardighede ontwikkel, dan gaan dit oor dit verhoog sigwoordeskat, dit help die leerder met die leespoed, dit help die leerder om leesbegrip te hê, as ook dit bied die leerder inligting oor die verskillende woorde en wat ook met die prent gepaard gaan, byvoorbeeld die illustrasie. En dit verbeter ook die leerder se geheue en begrip. Die
Die eerste hulpbron wat ek het, is 'n flitskaart, of dis flitskaarte. Dit gaan oor die dubbelklanke, die O-klank, die U-klank, die A-klank, as ook die E-klank. Byvoorbeeld droom en knoop, eend en seekat, uur en dier, vuur, as ook natuur. En dan kyk ons ook na maan vir die dubbel A-klank met graaf. Die volgende fase van die interventieraamwerk gaan oor die leer van woorde aan, bevorder ook die spoedlees, as ook die identifikasie van verskillende dubbelklanke, byvoorbeeld A, O, E, I. En dan gaan dit ook oor, dit bevorder die woordbegrip van die leerders. En dan dit bevorder ook die begrip van lees. Kom ons kyk nou na watter leeraktiwiteite kan gedoen word. Kom ons kyk na herkenning van rympare. Byvoorbeeld boom en soom, room en droom. Dan kyk ons ook na die eindklanke in woorde, of die beginklanke in woorde, drom en die d. Kom ons kyk na die vermenging van klankgrepe vir en koop. Dit gaan oor verkoop. En dan 'n geheuespeletjie. Jy kan enige woord gebruik. Jy kan ook die leerder vra, aan watter woord kan jy dink waaraan ons gewerk het. Byvoorbeeld natuur, vuur, droom, boom, seekat en eend. Dan gaan ons kyk na ons tweede hulpbron, dit is die woordspeletjie. Hoe hierdie speletjie gebruik kan word, is die leerder vat die dobbelsteen en elke leerder het 'n blokkie. Hierdie speletjie kan opverdeel word in groepe, of dit kan tussen 2 gespeel word, of die leerder kan dit individueel speel. Die leerder vat die dobbelsteen, hy gooi 'n getal, hy vat sy blokkie en so beweeg hy met elke ding, of met elke woordjie. Sodra die speler die blokkie skuif, moet hy onmiddellik die woord hardop sê. En dan gaan dit ook 'n speletjie wees om te kyk watter een van die leerders hierdie speletjie wen. Vir die toepassingsfase gaan ons kyk na hoe dit toegepas word. En dan ook, dit versterk die kennis deur praktiese oefeninge, want 'n leerder moet praktiese oefeninge doen om voort te gaan met 'n sekere woord of om 'n woord te leer. En dan ook, dit kan gebruik word as 'n huiswerkaktiwiteit. Dit kan gebruik word as 'n informele assesseringsaktiwiteit. En dan, dit is ook die leerder se begrip. En ook, dit help ook baie met skryfvaardighede. Die derde hulpbron wat ek gebruik, of gaan gebruik en wil verduidelik aan u as kollegas, is 'n werkkaart. Hierdie werkkaart word toegepas, of moet deur leerders toegepas word, om die verskillende klanke in te vul. Hier moet hulle die woorde in die korrekte blokkie skryf. Hulle moet hier een sin skryf met die woord brood. En dan ook die laaste eentjie wys, meng die letters om die woord te vorm. Die woord word deur mekaar gemaak, dan moet hulle dit reg oorskryf. Vir die assesserings en herassesseringsfase gaan dit natuurlik wees. Vir die assesseringsfase gaan dit wees, dit moet formatief wees, waar daar mondelinge terugvoeringe wees, as ook waarnemings. Wat het gebeur gedurende die les? Het die leerder vordering getoon of nie? Kon die leerder die woord outomaties sê, of het die leerder gesukkel om die woord te kan sê? En dan ook vir die summatief gaan dit wees oor, dit kan wees dat dit take en aktiwiteite wees, as ook huiswerk. Vir die heronderrigfase is dit leerders wat nog steeds sukkel. Daai leerder moet flitskaarte weer lees, hy kan die speletjie weer speel,
Hy kan rympies leer en hy kan ook vir homself woorde bou met die dubbelklanke wat gebruik was. En hy moet ook die verskil leer tussen die enkel en die dubbelklanke. Die hoofpunte wat raak gesien was gedurende hierdie aanbieding is dat daar 'n verskil is tussen die fonologiese en die fonemiese bewustheid. As ook wat die voorkomingsintervensie raamwerk is. Daar is ook 5 stappe wat gevolg moet word, as ook die gebruik van hulpbronne. Kom ons begin by die gebruik van hulpbronne. Die gebruik van hulpbronne help leerders om vooruit te gaan en te leer lees. En dan kyk ons ook net gou laastens na die bronnelys. Ek het 4 bronne gebruik, natuurlik my KBV, dan ook die struggling reader, as ook die geletterdheid in die grondslagfase en ook 'n video wat ek gekyk het om te kan sê wat die verskil is tussen fonemiese bewustheid en klanke en ook hoe om dit toe te pas.